'n nuwe raad vir die Openbare Beleggingskorporasie aangewys en rybewyse vir ligte voertuie sal voortaan vir 10 jaar geldig wees. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is James Kemp. Die kabinet het 'n nuwe raad vir die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK aangewys met die adjunkminister van Beplanning, Monitering en Evaluering, Seiso Moai, as die nuwe voorsitter. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, het die aankondiging vroeër vandag in Pretoria gemaak. 7 nuwe, nie-uitvoerende direksielede is ook aangestel om beheer en goeie koöperatiewe bestuur by die staatsbeheerde batebestuurder te herstel. Moai betree die nuwe pos nadat die adjunkminister van Finansies, Dr. David Masondo, bedank het. Masondo se bedanking het gevolg op die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof van die OBK, Patrick Dlamini. Die staatsbeheerde batebestuurder is aan stuur van R3,5 biljoen, waar die aftreegeld van staatsamptenare in die staatspensioenfonds asook die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds insluit. Suid-Afrikaanse rybewyse sal voortaan vir 10 jaar geldig wees. Die kabinet het die groen lig gegee vir die verlenging van 5 tot 10 jaar. Volgens die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sal die wysiging vir ligte voertuie en motorfietsse insluitend kodes A, A1, B en EB geld. Swaar kommersiële voertuie en voertuie wat vir openbare vervoer gebruik word, sal steeds onderhewig wees aan hernuwingstydperke wat wissel tussen 2 en 5 jaar. Ntshavheni sê dat hierdie besluit op voortdurende probleme met die land se enigste lisensiedrukker volg wat herhaaldelik ingegee en groot agterstande meegebring het. Die besluit strook met internasionale standaarde en sal druk op die stelsel verlig en vir motoriste tyd en geld spaar. Ntshavheni sê egter dat die besluit wetswysigings vereis alvorens dit in werking kan tree. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het luitenant-generaal Arthur Peter Adams as die nuwe polisiekommissaris vir die Noordwes-provinsie aangewys. Adams sal die leiersels op 1 Augustus by luitenant-generaal Selokwena oorneem. Adams het reeds 34 jaar se ervaring in die Suid-Afrikaanse polisiediens en word as een van die polisie se mees gespesialiseerde operasionele bevelvoerders beskou. Die polisie het nuwe kommissarisse in 4 provinsies aangestel. Die woordvoerder, Nonkululeko Pukane, sê dat hierdie aanstellings deel van die polisiediens se pogings is om sy leierskap te versterk en om sy verbintenis tot professionele, etiese, verantwoordbare en doeltreffende polisieering te bevestig. Together, we shall ensure to build a Northwest where criminals have got no refuge. And I'm saying this because I know that when we squeeze the space, they normally go and find refuge elsewhere. But we are not going to just displace them to the Free State, to Gauteng, to any neighboring country. We are going to take them to where they belong. And I can only do that with the commitment and the support of Team Northwest. Die Gautengse Onderwysdepartement sal aan die einde van 2027 die bestuur van die Oprah Winfrey Leadership Academy oorneem. Die skool in Meyerton in Gauteng is in 2007 gestig en bied onderrig van graad 8 tot 12 volgens die IEB kurrikulum met 'n sterk fokus op emosionele ontwikkeling. Meer as 1000 meisies het reeds daar matrikuleer en geleenthede binne en buite Suid-Afrika gekry. Die departement sê die oorgang sal die skool se nalatenskap van akademiese uitnemendheid handhaaf. Suid-Afrika se swemmers het die Staatewondspele in Glasgow, Skotland op 'n hoë noot afgesluit. Chad le Clos het geskiedenis gemaak deur die suksesvolste swemmer in die Staatewondspele se geskiedenis te word toe hy sy 21ste medalje ingepalm het. Hy het saam met Pieter Coetzee, Michael Howley en Roard van Renen brons in die 4x100 meter wisselslag vir mans gewen.
Die vrouenspan Olivia Nel, Amy Canny, Erin Gallagher en Rebecca Meader het insgelyks brons verower en 'n nuwe Afrika rekord opgestel. Coetzee het ook nog 2 individuele medaljes by sy versameling gevoeg. Span Suid-Afrika het in totaal 22 medaljes, dit is 6 goud, 8 silwer en 8 brons, tydens die spele in Gepalm. Dan vanaand se nuus hier op Pretoria FM se sosiale media platforms. My naam is James Kemp. Baie dankie aan Esmerie Eysel en Walter Ernst vir die samestelling hiervan, ook aan Bianca Schwan vir die tegniese versorging van ons nuus. Ons maak môre middag, selfde tyd, selfde plek weer so.